IFSA, Prosperity in Progress. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gas vanoggend Frikkie van Logrenberg. Hy is daarom nie 'n vreemde gesig hier op die program nie. Natuurlik hoof van beleggingsstrategieë en uitvoerende beampte van IFSA en hy kuier weer vanoggend saam met ons. Frikkie, goeiemôre. Môre Doopie. Lekker om met jou te gesels, my vriend. Heerlike oggend. Hoorie, so kom ons begin by die begin. Wat dink jy is die redes vir spesifiek besigheidseienaars en boere dat hulle nie gereeld genoeg hulle boedelbeplanning en testamente hersien nie? So Doopie, vir my sakeeienaars en boere val onder dieselfde kategorie waar hulle is altyd besig met iets. Daar's nooit genoeg tyd om hulle dinge uit te sorteer nie, want die boere is altyd besig met 'n seisoen. Daar's altyd iets wat moet gebeur. Die besigheidseienaar is besig om probleme op te los. So daar's soos die persepsie dat daar nie tyd is nie. In die agtergrond dink hulle daar is 'n testament, hy's fine, hy's okay vir nou. En later van tyd dink hulle dis 'n beslommerners want is nou 'n klomp vrae wat moet gevra word en idees wat nou moet rondgegooi word en daar's so daai tydaspek daarvan. En later van tyd as die gronde nou begin waarde kry en die besigheid begin groei, is dan nou 'n verskriklike finansiële impak om hierdie tipe van strategieë te implementeer. So dan is dit liewerste hou dit maar daar in die agterkassietjie, ons sal dit later uitsorteer. So, jy noem dat boedelbeplanning hand aan hand gaan met die optrek van 'n testament. Hoekom sê jy so? So 'n testament is net 'n dokument. Dis basies net 'n dokument. Jy het wense wat jy wil toepas en dis wat moet nou gebeur as jy tot sterwe kom, maar dis net 'n dokument. Maar jy het nie 'n idee wat die toepassing van daai testament is nie. Gaan dit werk? Gaan dit realiseer? As jy vir jou kinders die erflating wil laat, is dit prakties toepaslik. So dis waar die boedelbeplanning baie belangrik is. So die Bybel gee vir ons baie pragtige reëls wat as jy by sekere punte uitkom, moet jy sekere dinge doen en as jy streepie getrek is, jy kan niks daarna doen nie. Selfs so met jou boedelbeplanning, as jy nie voor die tyd as jou streepie getrek is iets doen nie, jy kan niks daarna doen nie en daar's sekere reëls wat daartoe toegepas word. So 'n mens moet aandag aan die tipe van goed gee. Nou, wanneer jy wil hê 'n professionele span soos julle by IFSA moet 'n mens bystaan met hierdie proses, wat is die kostes min of meer, want dit is altyd 'n groot vraag. Vir ons doen daai werk absoluut verniet. Ons glo dat jy moet eers jou waardetoepassing, moet jy eers vir die kliënt bewys en daarna kan jy vergoed word vir die werk. So ons doen altyd die beleggingsbestuur na die tyd en dit is waar ons geldjie maak. So baie belangrik, kan jy vir ons 'n voorbeeld gee van 'n swak of nie uitvoerbare testament of boedelbeplanning? So wat vir my die uitstaan in hierdie spesifieke scenario is besighede en plaaseienaars. Daar's groot waardes daaraan gekoppel en baie kere is daar 'n likwiditeitsprobleem in die boedel waar daar nie genoeg geld is om die oordragte te betaal, die hederegte, die kostes te betaal om dit te bredde nie. So 'n mens moet fisies daarvoor beplan en tipies doen jy 'n lewenspolis of daai tipe van ding wat 'n mens nou likwiditeit skep. Maar die grootste probleem wat ons nou agtergekom het die laaste maand wat ons nou fokus op die goed is dat polisse verkeerd geskryf word. So daarso is 'n implikasie waar as die eienaar van die polis verkeerd is of die premiebetaler van die polis is verkeerd, dan sien SARS dit as 'n geagte bate in jou boedel en dan ewe skielik dink jy dit is uit jou boedel uit, maar dit word ewe skielik as jy nou mooi daarna kyk volgens wetgewing word dit nou in jou boedel toegepas en nou moet jy weer daai groot belasting betaal. Nee. So dis 'n teerpuntjie. Dit is nogals 'n teenpuntjie. Ons het so 'n paar sekondes oor, waar kan die mense julle in die hande kry, Frikkie? So SMS die woord kontak na 48422 of mense kan na ons webtuiste gaan kyk, soek IFSA Invest of IFSA Private Equity, maak kontak en staan ons reg om te kom melktert eet of koffie drink of iets in daai lyn. Hoorie Frikkie, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels en ons sien jou hopelik binnekort weer. Natuurlik Frikkie van Logrenberg. So om direk met IFSA te gesels, baie maklik, SMS die woord kontak na 48422. SMS kostes is natuurlik R1.50 BSMV's geld en onthou IFSA is 'n gegoedgekeurde FDV en geakkrediteerde finansiële dienste verskaffer. So ons is nou weer terug net hier op Groot Plaas bly ingeskakel.